So absoluut dankbaar om vanoggend weer saam te wees. I greet each and every one of you in Jesus' wonderful and lovely name. Especially those who are connecting via social platforms this morning, or when they are unable. May the Lord bless you and touch you. Wat 'n voorreg werklik in die huis van die Here te wees. Ek wil vra dat elkeen van julle sal seker maak, julle is voor die tyd geen issue met 'n blaadjie en 'n pen. Maak asseblief seker dat julle dit het. Julle gaan dit nou nodig kry. Ek het gesê vir diegene wat so 'n bietjie sukkel met die skryf, ek sal my laptop vir jou leen. Of kan jy tik ten minste. Dit het niks met spelling te doen. Dis maar net die formaat waarin ons gewoond raak. Weet, party van ons kom in die jare uit waar pen en papier die basis van alles was. En 'n klompie ander van ons kom uit 'n era uit waar tegnologie die woord moet voer. So yeah, whatever you desire to use. Even though the passage of scripture that I want to read this morning is not such an unfamiliar passage, I want to ask that we really pay attention to our scriptural reading today. I want to ask that we shall take it all in, consider it all, while opening our ears and our heart as God shares His word with us. And that we shall not merely, by reading the passage, accept the all-time message shared therein. If you brought your Bibles with, I'd like to invite you to open it in the book of Luke, chapter 13, and we'll be reading from verse 6 to 9. Lukas die 13de hoofstuk, en ons gaan saam lees vanaf vers 6 tot vers 9. Lukas hoofstuk 13 vanaf vers 6 tot en met vers 9. Moet jy jou gedagtes verdwaal nie, want dan is die lesing verby. Die lesing van die skrif bedoel ek nou. Nie die preek nie, die preek is nie so kort nie. Alhoewel, kan ek seker wees. Dit al gelaat. Let's just take all of our thoughts in this moment. Kom ons maak dit ons groot. Father, we come to you. And we bind our thoughts. Or we ask you to bind our thoughts. Take it captive. Here om ons gedagtes gevange te neem. Sodat ons hele wese gesinkroniseerd sal wees. Om een met u te wees. Ek wil bid, Here, dat u die woord vandag in ons harte, liewe Here, sal ons sien. Dat u deur die woord met ons sal ontmoet en met ons sal praat. En dat dit verfrissende bries in ons harte en wese sal wees. Will you have the final say today in our lives, O Lord, in directing our footsteps according to the way you have set out before us. This I pray in Jesus' lovely name. Amen. Luke chapter 13 from verse 6, Lukas hoofstuk 13 vanaf vers 6. En hy het hierdie gelykenis uitgespreek. 'n Man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. En hy het gekom en vrugte daaraan gesoek en niks gekry. Toe sê vir die tuinier, kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek en ek kry niks nie. Kom uit, waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar?
Laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek om hom gespit en mis gegooi het. As hy dan vrugte dra, goed. Maar so nie, dan kan u hom ander jaar uitkom. Ons teksvers is opgeteken in die 8ste vers van Lukas 13, wat sê, maar hy antwoord en sê vir hom, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek om hom gespit en mis gegooi het. But he answered and said to him, verse 8, Sir, let it alone this year also, until I dig around it and fertilize it. Ek wil vandag se boodskap kom titel, hoe sien ek myself? Hoe sien ek myself? How do you see yourself? How do I see myself? Now the text that you're going to write isn't at the end of the message, but at the beginning thereof. So kry my papiertjie en jou pen. En dan gaan ek jou vir 'n oomblik kans gee om neer te pen, hoe sien jy jouself? Hoe beskryf jy jouself? How do you see yourself? Nou, jy het 'n klein papiertjie gekry, wat ek wil jy in 'n min skryf. Beskryf jouself gou. As jy na jou eie lewe kyk, as jou eie lewe oorweeg, wie is ek dan? Wie is ek? Hoe sien ek myself? Kyk, hoe jy sien in die stoel uittrek en die kop uit soos al in oordrewe raad, dink en oorweeg. Hoe beskryf jy jouself? En hy sê as almal klaar geskryf is, is dit opstaan en die antwoorde vir opneem is dit. Ja, dat is het. Ek wil nie die antwoord hê, nie te leeg met dit nie. Ek wil net so bietjie met julle smokkel. Hoe sien jy jouself? Maak dit saak dat ek jou vanmôre vra hoe jy jouself sien. Maak dit saak hoe ons na onsself kyk. Net by die opsteek van hande, wie is gemaklik om te deel wat te skryf. Kom nou. Ouers is bang. Hoekom? Ek gaan jou nie verander. Ek gaan jou nie verander. Jy sien, elkeen van ons het 'n opinie, 'n indruk, 'n uitkyk van homself. En hierdie opinie, hierdie uitkyk, dit wat jy daar neergeskrywe het, speel 'n geweldig groot rol in wie jy is. Speel 'n geweldige groot rol in wat jy doen in die lewe. Dit speel 'n geweldig groot rol in die geleenthede wat jy aangryp. Maar ook hulle wat jy by jou verby moet gaan.
En uiteindelik speel dit 'n groot rol in wat ek en jy bereik. Hoeveel mense om op die plek waar hulle so gestel sê, ek is aan die einde van my lewe. Nou julle kan nou op picture, dis die ou mense wat dit sê. En dan sê hulle, en ek het niks om daarvoor te wys. Kyk nou nie jou blaadjie. Kyk nou na dit nie neergeskryf. Wat sê dit vir ons? Van jou. The way I see myself creates expectation. The way I see myself creates expectation, and that expectation impacts willingly and unwillingly all of my being, all of my life. Solomon's famous words of "as a man thinketh, so is he," is very, very true. Soos 'n man dink, as ons dit direk vertaal. Soos ek in my hart myself oorweeg, so is ek. Dis die tipe mens wat ek is. As we think about ourselves, as we consider our own lives, all of that determines directly how I act and respond to life. When I believe that I cannot do something, I won't do it. Never mind even try. Because that is my belief, my conviction. My oortuiging en verwagting is gevorm deur my gedagtes. Wanneer ons die gelykenis van die onvrugbare vyeboom bekyk, dan sien ons dat 'n eienaar van 'n wingerd 'n gedagte gevorm het rondom een van die vyebome wat in daardie wingerd gestaan het. Hy kom en hy spreek sy gedagte, maar nie meer as sy gedagte, hy spreek sy verwagting van hierdie vyeboom uit. Hy bevestig dat sy verwagting teleurgestel het. Hy sê vir 3 jaar kom ek na hierdie vyeboom toe. Vir 3 jaar kom soek ek vrug aan hierdie boom. Maar ek kry niks nie. En wanneer die verwagting teleurgestel is, dan raak ek ontslae. So wat sê hy vir die tuinier? Kamp hom uit. The owner expected to find figs on the tree, but he didn't. And since the tree provided no benefit to the owner, he called the gardener and instructed him to remove the tree. Why should this tree still stand in the vineyard?
hierdie man, hierdie eienaar, tree op, soos 'n tipiese besigheidsman. Verwyder die slegte kol, verwyder dit wat nie opbrengs bring nie. Sodat die omgewing ontwikkel kan word tot maksimale benutting vir die beste opbrengste. Maar dan sien ons, kom die tuinier nie met 'n byl nie. Die tuinier kom nie met 'n saag nie. Die tuinier staan nie nader en voer die versoek van die eienaar uit nie. Want die tuinier het ook 'n verwagting. Die tuinier het 'n uitkyk. Die tuinier dink anders oor die boom. Die tuinier wil die boom nog 'n kans gee. Tog moet ons verstaan dat niemand in hierdie lewe onbeperkte kanse kry. Maar mooi, niemand in die lewe kry onbeperkte kanse. Daarom vermaan die apostel Paulus ons om die tyd uit te koop, omdat die dae waarin ons leef hoog is. Met ander woorde, maak gebruik van die kanse wat jy het. Maak gebruik van die kanse wat jy kry. Many years back, somebody said to me that opportunities in life are like the head of a man that comes your way. Very strange, I know. But he said, it's just the head. This head only has a little bit of hair here in front, and the rest is bald. If you do not grab it as it reaches you at the head in front, you'll miss the opportunity. For when you turn around to grab it, there's nothing to grab at. It's bald. And such is the opportunities in life. It comes your way. Grab it for yourself. Hier 'n gedagte wat by my opkom en wat in my hart opgekom het terwyl ek hierdie boodskap oorweeg het. En wat dan ook deur die gelykenis uitgebeeld word, is dat ek en u die vyeboom is. Die gedagte wat so in my hart opkom terwyl ek hieroor nadink, is die woorde wat direk vir my sê, julle is die boom. Vanmôre wonder ek hoe lyk jou boom? Hoe lyk ek vanmôre? Ons sing 'n lied wat sê, ek wil gereed wees wanneer Jesus kom. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Met ander woorde, Here, as U my wil gebruik, wil ek reg wees. Here, ek wil reg wees as U kom, as U na my toe kom en U kom soek vrug. Here, dan wil ek vrug lewe. Doen my Here. Doen my Here. Kyk ek na die woorde van Jesegiel, dan praat Jesegiel van die bome wat geplant is en hulle vrugte gelewer die hele jaar
Is dat nou hoe jy klein is? How do we see ourselves? How do we see ourselves? What do we offer? Soos ek gesê, die Here sê vir my, ek aanvaar, ek ervaar, nie aanvaar nie, ek ervaar my voorbereiding, die Here sê vir my, julle is die oor. En dan gaan my gedagtes na die boek van Job toe. Nogal 'n baie vreemde hoofstuk om aan te dink wanneer jy van die boom praat, maar my gedagtes gaan daar na die boek van Job toe, spesifiek die eerste 2 hoofstukke. En ons sien in hierdie 2 hoofstukke dat die seuns van God hulle voor die Here gaan stel. Job sê en die seuns van God het hulle voor die Here gestel en Satan was ook onder hulle. Jy sien toe die seuns kom om voor die Vader te staan. Toe dink die Satan eintlik plek. En die Here gee hom erkenning vir 'n oomblik. En hy sê vir hom, het jy ag gegee op die woord? Sy naam is Job. We accept that Satan goes before the Lord to accuse man of whatever he can. And even though I believe that he won't allow any opportunity to pass him by to do so, we see that in each discussion that Satan had with the Lord told him of Job's righteousness. He said there is no one as righteous as Job, my servant. But Satan tries to destroy God's outlook and God's expectation He has for each one of us. That he tried it there when he went to speak about Job, and so he does today with you and me as well. Maar elke keer wanneer Satan opgestaan het en gesê, Here, maar as jy net die doen, Here, as jy net daar nie toelaat, dan sal Job nie vervloek. Dan staan die Here op. Dan sê nee, hy sal nie, hy gaan vrug dra. Jy sien, ek is die een wat die grond gaan bewerk. Ek sal nog gemaal in hom glo. Ek sal kunsmis gee, hy kan dit doen. So die Here sê vir Satan, doen wat jy wil, jy kan nie sy lewe vat nie. En dan sê die Bybel, en by dit alles het Job God nie vervloek nie. Job stel nie God se verwagting te leer nie. Hy leef op. Maak die saak wat die duiwels probeer het nie, dit het nooit Job se waarde in die oë van die Here verminder nie. Al het hy op die ashoop gesit, al het hy sy liggaam gekrap met potskerme, al het hy wat ook al gedoen, al was hy al aanvaarbaar vir die mens, wat gesê het, vervloek God en sterwe, het hy gesê, ek sal dit nie doen nie. En God het 'n verwagting. Vandag wil ek hê jy moet weet, jy moet kind van die Here, God het 'n verwagting van jou en my. En elke keer, as die Bybel ook voor die Here staan, en vra het jy opgelet op en weer, het jy gesien wat hy doen? Here, het jy daardie man, het jy daardie vrou gesien
niks wat jy doen sal ooit sy waarde in die oor minder maak nie. Wie is jy? Wie is jy? Vandag die sin te sien. Aan my feite. Ek is misluk. Ek is niks werd. Ek het niks bereik nie. Wie is jy om dit vanoggend van jouself te sien? Wie is jy om net die foute van jou lewe raak te sien, terwyl die tuinier sê, ek glo in hierdie boom, hy sal vrug oplewer. I heard a story, and again it's a story I cannot confirm that it's true or not, so let's just take it as a story. Of a photographer that walked down a road in New York City. And as he walked down the road, he passed a dumpster where a lot of garbage lay. Among the garbage, he saw a very old violin sticking out. And he went to have a closer look. He pulled up the violin out of the garbage, from out of the garbage. He saw it was cracked, the strings broken, some missing. And the violin was in a very bad state. In fact, it was useless. And that's why the owner of it threw it away. Picked up this violin and he took it to a specialist, one who was able to repair the violin. The man took it and started to work on the violin. For the next year, he spent a lot of time and effort doing all he could to restore this violin. After completing the project of restoration, he handed the violin back to the photographer. The photographer knew a very famous violinist, and he took it to the violinist, for he had a concert coming up. And the violinist took this violin and decided he would play on it during this concert. However, he kept the violin for the very last item of the evening. When the time came, he opened up the case, took the violin out, the restored violin, and he started playing on it. The most beautiful tune and harmony came from it. And the violinist received a standing ovation for the performance on this violin. Jy sien, dis wat die tuinier van die boom verwag. Dis wat die Here vandag van jou en my verwag. Hy glo. Hy, die skepper van hemel en aarde, glo. Jy kan opstaan. Uitgebroken. Uitgeleerslag. Uit harts. Uit foute. Uit 'n verlede.
sê van die Here. Want Dawid was daar die viool. Hy sê in Psalm 40 vers 3, hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige slyk opgetrek en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vasgemaak. He lifted me up from the deep. My victim. He forgave me. He gave me a new chance. And he planted my feet on the King's highway. And this is the reason I can sing and I can shout. For Jesus came down and he lifted me up. This is what the photographer did with the Bible. And this is what the gardener does with the tree. I don't care whether Satan stands before God saying for him to him, Lord, there's no fruit. Take it away. Here kom hom uit. Here hy beteken niks nie. Here hy bereik niks nie. Here hy is niks nie. Ek gee nie op wat hy sê nie, want daar is 'n meester wat sê, hy sal vrug dra. Hy sal opstaan. Maar dis nie enige manier wat hom bewerk nie. Dis nie enige manier wat hom bewus nie. Dis nie enige manier wat kunstens gooi hom. Now in nature, a tree does not have a mind of its own. But in life, you and I do. And therefore you sit here today because God wants you to change your perception and your expectation that you have of yourself. Did you write something down? Change it. Don't look at your life through your own eyes. Consider it through the eyes of the Master. Het jy iets goeds neergeskryf? Dis nie goed genoeg nie. Die meester sien meer. Want jy sien, ons is nie geskaap in mekaar se beeld nie, in mekaar se gelykenis nie, maar ons is geskaap in sy gelykenis. Sy beeld, sy heerlikheid. En daar is niks wat daarmee kan vergelyk nie. So maak nie saak wat ek en jy vandag van onsself dink nie, dis te min. Die meester, die Here, ag jou meer. So begin jouself vol met nuwe gedagtes. Met nuwe verwagtinge. En met nuwe uitkyk. Die Bybel is waar. Jesus sê die hemel en die aarde sal verbygaan, maar sy woord hou stand tot in alle ewigheid. Toe daar in die woord sê die dief kom om te steel, beslag en te verwoes. En hy het gekom. Hy het gesteel, hy het beslag en hy het in jou lewe verwoes. Jou verwagtings is gesteel. Jou verwagtings is vernietig. Jou uitkyke is tot niks gemaak nie. Maar as 'n fokus geplaas, 'n vergrootglas
jou beperkings. En dit terwyl die Here sê, hy kan. Jy kan. Want jy is geskape na my gelykenis. Dink anders. En jy sal geleenthede begin sien. Jy sien, wanneer ek negatiewe gedagtes koester, sal negatiewe dinge aangetrek word. Maar wanneer ek my gedagtes begin verander om lewe te koester, dan is dit asof ek net vryer is en geleenthede raak sien. En wat doen ek dan? Ek zweef op soos die aarde. En ek styg uit bo elke situasie. Ek sluit af vanmôre en ek vra vir jou, hoe sien jy jouself vandag? Teenoor hoe God jou sien. Hoe vergelyk jy die twee prentjies met mekaar? Sal jy bly in dit wat vir jou 'n realiteit geword het? Totdat die boom uitgekap word? Of sal jy vandag weer toelaat om jou nie te maak deur sy woord? Deur dit te oorweeg en dit toe te pas en dit uit te lewe? Ja, as dit beteken dat jy ander boeke moet lees, of ander dinge moet oplees wat in ooreenstemming is met God se woord, doen dit, sodat ek en jy meer en meer soos Christus kan wees. In closing, how many times did you start the day off with I'm not up to what awaits me? Weet jy, ek is regtig nie lus vir die dag nie. Ek sien nie kans nie. Daai toets, daai kliënt, daai situasie. Ag, ek wil nie. Hoeveel keer? En hoe daai dag uitgedraai? Net so. Nee. If the soil rejects the fertilizer, it will never bring forth fruit. So we too, if we reject God's word and do not allow it to change us. Whilst His word says, he who is in Christ is a new creation. Is ons nie, of leef ons nog in jare, jy sien nie jouself. Kom ons maak ons bid. Here, ons sê vanmôre vir die dag, vir die woord. Ons dank dat die woord, Here, ons by tye net so diep kan uithaal. Here, om onsself te oorweeg, ons eie lewens te oorweeg. Lord, to challenge ourselves as to where we see ourselves and how we perceive ourselves to be versus how you see us. And I pray, Lord, that you will open the eyes of our hearts, Lord, that we may look at ourselves, that we may look at life through your eyes. For only when we look at it through your eyes, Lord, will we see you. Will we see the opportunities that awaits us. Here, dan alleen sal ons oop gaan, soos Hagar sal in die woestyn, om te sien, want daar is water, daar is oplossing, daar is uitkoms, daar is lewe. Here, help ons om daar te lewe, sodat U ons verheerlik kan. Ek vra ook nie dat U die naprediker van hierdie woord sal wees, Here, dat U dit in ons harte sal bære, en dat U ons uitvoer waar ons sal gee.
sodat hierdie bome vrug op vrug sal lewe.